Prys die Here. As die wind en die golwe kom waai, hoor ek die naam. Op die rots van die woord staan my huis, as die branders ontslaan. My skip sal by seil in die wind, as alles om my vergaan. Want die woord is 'n lamp vir my pad, en die lig laat my staan. In my hart roep my siel tot 'n loflied aan die grote Heer. Amen. My siel het gekom en my lippe sal sing tot U eer. Amen. Die grootheid en majesteit skyn in die dag deur die werke. Prys die Here, halleluja. Want die lewe gekoeld deur die spykers se merk in die hande. Amen. Hou my vas as ek twyfel, o Heer, laat my vas in U staan. Prys die Here. Op die weg van die woord is die pad waar my voete wil gaan. Prys die Here. Hierdie gees sal ek lewe, o Heer, geen vrees my verslaan. Ek gekoeld deur die bloed en die merk in die hande bly staan. In my hart roep my siel tot 'n loflied aan die grote Heer. My siel het gekom en my lippe sal sing tot U eer. Die grootheid en majesteit skyn in die dag deur die werke. Want my lewe gekoeld deur die spykers se merk in die hande. As ek stoor op hier sal ek my lewe aan U toe vertrou. In wysheid sal U hier my lewe in U hande hou. My oë sal U wonders kan sien, die redding aanskou. Uit as sal ek opstaan en sing, my lof aan U bring. In my hart roep my siel tot 'n loflied aan die grote Heer. My siel het gekom en my lippe sal sing tot U eer. Die grootheid en majesteit skyn in die dag deur die werke. Want my lewe gekoeld deur die spykers se merk in die hande. Want my lewe gekoeld deur die spykers se merk in die hande. Glory, halleluja, amen en amen en amen en amen. Goeienaand, goed en julle welkom julle vanaand hier so by Kom Saam, Voel Vry, Voel deel van die program. Dankie dat julle ingeskakel is hier so waar gaan getuig vanaand. Verder gaan getuig, ek sien Louisa sê, die klank is 100% hier by ons. So ja, baie dankie Louisa, welkom jy vanaand hier so by Kom Saam, Voel Vry, Voel deel van die program, prys die Here. Het ek gesien Isabella, prys die Here, ek sien jy is op,
So ja, voel vry, voel deel van die program. Dankie dat jy ingeskakel is. En dan het ek gesien, Shirley, goeienaand, suster. Goeienaand, welkom. Jy vanaand hier by Kom Saam, voel vry, voel deel van die program. Prys die Here, man. Ek is so bly om te sien julle is op. Nou sien ek, Eddie, daar's hy. Amen, okay. Goeienaand Eddie, goed en jy, welkom jy vanaand hier so by Kom Saam, voel vry, voel deel van die program. So prys die Here. Halleluja. Kom ons begin die aand eers met 'n gebed. Hemelvader, ons kan vanaand net voor U almag wees. Here, ons kan net kom om U te loof, te prys, te eer, te verheerlik. U al die lof te bring. Here, U is God. En dan U kom toe al die lof en die eer en die verheerliking. Here Vader, ons bid dat U in hierdie oomblik verheerlik sal word in hierdie uur. Dat U Seun verheerlik sal word. En die Heilige Gees verheerlik sal word. Here, waar ons vanaand weer gaan getuig van die goedheid, guns, genade, die barmhartigheid en die liefde. Here, en dan die wat dit hoor, Here. Here, ek bid dat dit 'n groot impak in hulle lewe sal hê. 'n Groot impak in hulle lewe sal maak. En Here, dat hulle ook nader na U toe sal kom en ook met U 'n verhouding sal hê. Here, ek bid, Here, dat hulle antwoorde sal kry deur hierdie getuienis en Here Vader, dat U liefde aan elkeen sal bewys in Jesus naam. Here, want U woord sê, want so lief het U elkeen van ons, dat U U eie Seun opgeoffer het en niks teruggehou het nie, Here. En Here Vader, dankie vir Jesus wat vir ons aan die kruis was, gesterf het vir ons sondes, opgestaan het uit die dood uit, opgevaar het na U, sodat ons die Heilige Gees kan ontvang. Dankie, Here, in Jesus naam. Amen, en amen, en amen. En daar is Marlene ook op, goeienaand Marlene, goed en jy, welkom, jy vanaand hier so by Kom Saam, voel vry, voel deel van die program. Jonathan, daar sê, daar kom jy ook weer. Goeienaand aan jou ook, welkom jy ook vanaand hier so by Kom Saam, voel vry, voel deel van die program. So kom ons loop en prys die Here. Ek wag vir ouma en vir Jolene nog om te skakel. So ja, kom ons speel nog 'n song terwyl die ander nog op pad is. Prys die Here. Halleluja. Prys die Here. Blydskap in hierdie lewe, weet jy dan wat dit is wat jou gelukkig maak. Ons dink dit lê in geld en rykdom, sukses daaraan gemeet, maar is als 'n gejag na wind, moet nooit vergeet. Dit is net Jesus binne my, wat my so bly maak. En omdat hy by my is, kan die bose my nie aanraak. Dit is net Jesus binne my, hy is die rede vir my lewensvreugde. Dit word nie meer en meer. Jesus gee ons die moed en 'n lewe van oorvloed. Hy beloof dit aan elke mens wat hy keuse maak. Soms as ek my kan kry en die wêreld my mislei, dan keer ek terug na die Seun van God, hy maak my vry. Dit is net Jesus binne my, wat my so bly maak. En omdat hy by my is, kan die bose my nie aanraak.
al die eer is die waarheid in my. Ek beloof van die Heer uit my alles geleer. Dit is nie Jesus binne my, wat my so bly maak, wat my so bly maak. En omdat hy by my is, kan die bose my nie aanraak, my nie aanraak. Dit is nie Jesus binne my, hy is die rede, vir my lewensvreugde, dit wil ek meer en meer. Prys die Here, halleluja mense, dis lewensvreugde in die Here. Ja, Gerard, ek het gesien Malina hulle is op, hulle is veilig, ek glo so. En welkom oom Gerard, Tannie Jolien, welkom julle vanaand hier so by Kom Saam, voel vry, voel deel van die program. Prys die Here. Welkom ook aan elkeen wat ingeskakel is, julle wat se name ek nie sien nie, welkom aan julle ook. En as ek julle name sien, sal ek julle groet. So, welkom vanaand by Kom Saam, waar ons gaan getuig. Gloria, halleluja. Amen. Ek wil net die val vir my oop kry en ja. En ek was laasweek het ek begin getuig en ek het gesê ek het julle vertel van die eerste bidtuur wat ek gehou het in daai kamer en toe die eerste diens en ek was besig om te praat oor die eerste diens en toe die tyd my ingehaal en vanaand gaan ek nou verder getuig van die eerste diens af en soos wat die tyd my lei en toelaat sal ek getuig van die Here. En jy weet nou die Here het vir my gesê ek moet die kerk begin en ek het die kerk begin en ons het nou die eerste bidtuur gehad en nou het ons die eerste diens. Maar nou sê die Here vir my ek moet 'n boodskap bring. Nou om vir iemand te sê luister die brinne boodskap, ek het nog nooit 'n boodskap voorberei nie. Ek weet nie hoe om dit te doen nie en nou sê die Here vir my ja, ek moet 'n boodskap bring. So dis al of ek in diep waters gegooi word, maar ek het nie 'n klou wat ek moet doen nie. Ek weet nie of ek reg praat, skryf ek reg, is die woord reg, ek nie 'n klou nie. En nou soos al die ander ek vat maar 'n pen en papier, ek vat 'n boek en dan skryf ek maar nou neer en ek skryf nou ek dink waaroor ek wil praat en dan kry ek nou die Bybelverse en so bereik man nou voor vir die boodskap want ek sien al die ander pastore doen dit en ek dink toe maar dit is nou die regte manier om die boodskap te bring. So ek doen dit maar. Want die ander doen dit, hoekom kan ek dit nie doen nie? En min het ek geweet dat dit die begin is van my van die bediening waarin die Here my roep. En so ja, en ek bring daai dag die boodskap, maar nou moet ek ook vir jou sê, ek moet die hele tyd aflees. Ek het voorberei, maar ek moet die hele tyd probeer volg en dan spring my oë die kant toe en daai kant toe en party plekke kan my oë die woorde nie glo wat ek sien nie en ja, en alles maak dit moeilik. Maar ek het die woord gebring. Ja, hy was, ek glo, as ek terugdink was dit 'n oomblik van ek het gestres daai dag. Ja, want ek kon nie op myself my eie krag staat maak nie. En nou moet ek die woord bring en ek weet nie, alles voel net of dit omgekeer is, onderste bo is en ek maak nie uit wat ek in my lewe nou besig is om te doen nie. En alles voel op daai moment net
deur mekaar, onderste bo. So ja, dit was my eerste poging gewees. Ek het nou nog tot vandag toe nog die eerste boodskappe. Ja, ek sal op 'n later tyd sal ek hulle uithaal en dan sal ek hulle eenhand 'n bietjie getuig. Hulle is so 3 bladsye lank. Ja, so dit sal 'n getuienis wees. So ja, ek sal dit eenhand uithaal en kan julle kyk hoe ek praat daai tyd. Maar dit was nie van die beste nie. Dit was net ek kry skoonskam as ek daaraan dink, maar dit was my eerste poging. So ja. En toe ek nou klaar die boodskap gebring het, toe was dit nie so erg gewees nie. En ek het nooit besef dat my eerste poging so groot impak in my lewe gaan hê nie, soos wat ek vandag het. Dit was wow gewees, dit was onbeskryflik om te weet, die Here vat 'n nobody, hy vat iemand wat niks weet nie, niks ken nie, en die Here gebruik hom, en die Here maak hom, en die Here vorm hom, en die Here kom deur, en jy weet, waar ek gedink het ek fail, het die Here deurgekom en my failure verander in oorwinning in. En dit is wat God doen, dit is God se natuur. En van daai dag af, was daar net iets anderste in my lewe gewees, 'n groter hongerte, 'n groter smag, 'n groter hinker na die werklike God, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God wat waardig is. En ek wil meer, tot vandag toe, ek wil meer van hom hê in my lewe. En dis die impak wat God in my gedoen het met daai eerste boodskap. En dit het vir my 'n groter hongerte gegee, 'n groter smag gegee om te hinker na die Here en te sê, Here, ek soek meer van U. Ja, so dit was met my eerste preek gewees. En as ek sit en dink, ja, Annetjie daai tyd, sy moes luister. Sy was daar gewees, sy moes luister. Vandag is dit Louise, sy sal vir jou sê, ja, sy sit ook in die kerk, ja, en sy moet luister. Maar ek dink nie, ek maak meer sulke foute soos wat ek gemaak het in die begin nie. Ja, en ek sal nog praat oor dit. En maar dit wat ek vir julle wil sê, dit het 'n groot impak in my lewe gedoen. So na daardie boodskap, na daai dag wat ek die boodskap gebring het, het my lewe nog meer verander. My dag het verander. My dae met die mense het begin verander. My verhouding met die mense het begin verander. En daar het baie dinge begin ontwikkel wat God my verander het, in 'n goeie sin, waar ek 'n slegte mens was, het die Here alles kon verander, sodat hy my vandag kan gebruik vir wat hy wil. En ja, daar is baie dinge wat ek moes afleer, weggegooi het en so, maar daai dag, na daai poging wat ek aangewend het, ek was natuurlik in die 7de hemel gewees. As ek bedoel die 7de hemel, sê ek nie daar is 7 hemele nie. Ek sê ek was sky high. Ek was soos gisterand, ek was sky high. Ek het nie dwelms gebruik die mense. Ek was net weggevoer gewees. Dit was net lekker gewees. En dit is wat se impak daardie eerste dag in my lewe gehad het, was daai opgewondenheid wat ek gisterand ook gehad het in ons program, het ek ook gehad
met my eerste dag. En met my eerste woord wat ek moes bedien het. En dit was amazing. Jy weet, daarna het ek baie ontspan, ek het baie meer rustiger begin raak, ek het meer uitgerus gevoel elke dag, en ook vir die weke wat kom, was ek meer gerus in God se teenwoordigheid, vir die werk wat voorlê, vir die werk wat die Here wil hê ek moet doen. So, ja, dit het my ook gehelp om baie my selfvertroue op te bou, om my sterk te maak, en ja, en want onthou, ek was ook 'n mens, ek het baie gehuiwer, ek het baie geval, ek is nie goed genoeg nie, ek sê, ek kan nie, en al daardie negativiteit was altyd om my gewees, en ek het nooit gesien dat ek kan 'n woord bring, dat God my kan gebruik, of dat ek, kom ons sê man, soos 'n gebed eers kan doen nie. Ek het my nooit gesien in daai posisie nie. Hierso kom die Here, nou moet hy my selfvertroue opbou, hy moet my menswees opbou, hy moet my opbou, sodat ek die werk van die Here kan aanpak. Ek moet mense kan bemoedig, mense kan bid, en te sê, luister, ek sê skaam nie, kom ons gaan, kom ons vat hande, en let go. En dit is wat die impak in my lewe gehad het, van daai eerste dag af. En jy weet, daai dag het was amazing geweest, en as ek so sit en dink, en dat die dag daarna, toe die week aanbreek, was ek baie rustig geweest, maar, nou kan ek ook vir jou in dieselfde asem sê, my benadering na die mens toe, en in God se teenwoordigheid, en die verwagting wat ek het groter geword. So, dinge het begin verander, dat ek kan uitsien na groter dinge. Dinge het verander, dat my verwagting nie net meer hierso is, maar veel groter is, dat het uit my hart uitspring. Ek het nooit geweet, regtig hoe groot my verwagting moet wees nie. As ek vandag terugkyk, ek staan in die bediening, ek het nooit gedink ek sal ooit in die bediening staan nie. Ek kom, net 'n voorbeeld, om selfs julle te bedien hier op die internet. Ek het nooit gedink aan die platform, ek het nooit gedink, en dit is alles God. En dit is waar die Here my gebruik, en dit is waar die Here my sterk maak, en dit is waar die Here wil hê ek moet 'n verwagting hê, soos wat hy deurkom, en dat ek kan sien dat sy hand groot is. Jy weet, soos daai maandag aangebreek het ewe skielik, nie elke dag was dit, ek het baie mense gehad per dag, maar dit was die eerste keer wat ek begin het. Hallo, nie goed, en jy, welkom jy vanaand hier so by Kom Saam, voel vry, voel deel van die program. Dit was die eerste keer wat 'n groep mense gelyk na my toe kom, en ek met hulle kon deel, en die verwagting wat in my hart was, en was om te weet dat ek moet daai mense by die kruis uitkry. Nou stuur die Here vir my 'n klomp mense een slag. Hy het my nou in die bediening gesit. Hy begin my nou sterk maak om my selfvertroue op te bou, maar nou begin die Here my ook op die straat op te bou. Ek het nog die grootste wat ek op die straat gehad het, tussen die mense was 3 mense terselfde tyd, en ewe skielik het ek hierso 'n klomp mense wat die Here stuur, one shot, en dan kan 'n ou nie sê, Here, maar ek sê gereed nie. Die Bybel sê tydig en ontydig
moet ek gereed wees. So dis in die bedieningse kant. So ek moet gereed wees tydig en ontydig. Baie keer, net om 'n idee te gee, tydig en ontydig is, iemand kan inloop en sê, luister, ek wil 'n gebed hê. Ek moet gereed wees om te kan bid. Daar is nie van, hoor hierso, laat ek net gou 'n Bybel kry en gou 'n Bybelversie lees en dan kan ons bid nie. Daar is nie tyd vir dit nie. Ek moet gereed wees ten alle tye. En dit is waar die verwagting laat die Here my sal lei, laat die Here met my sal wees, laat sy Gees die woorde in my mond sal lê, laat hy my sal lei tree vir tree, selfs in die tye van nou, waar daar nie eers 'n Bybel naby is nie, en ek moet optree, en ek moet op die woord van die Here gee. So, en nou stuur die Here hierdie klomp mense, en wat die Here in my hart lê is bekering. En ewe skielik besef ek, maar luister, hierdie mense moet kom tot bekering. Want dit is die opdrag wat ek het van die Here af, om vir die mense te sê, bekeer jou. En nou stuur die Here vir my 'n klompie mense, as ek so vinnig kon getel het, ek kan nie tel nie, as ek vir julle 'n syfer moet gee, moet ek vir jou sê, dit was meer as 10 mense op one shot wat die Here die eerste keer vir my gestuur het. So dit was meer as 10 mense wat voor my gestaan het, en die Here laat my toe om met hulle te deel en te sê, luister hierso, kom tot bekering. En ek vertel hulle dat die Here God groot, almagtig is. Ek vertel hulle van die dag van tevore, dat dit my eerste dag was in die bediening, waar ek die woord bedien het, en dat ek verseker is, dat God my geroep het, en dat die Here met my is. Nou, terwyl ek nou hierso met hulle deel, kan ek vir jou sê, ek kom agter, dat al die pyn wat ek in my lewe gehad het, al die hartseer, het ek ewe skielik verruil vir die ware liefde van Jesus wat in my hart is. Daar's nie meer pyn nie, daar's nie meer daai hartseer, daai verdriet, daai mismoedigheid nie. Ewe skielik is die Here se liefde groter in my hart, en ek het meer versekering dat hy elke dag saam met my is. Dis hoekom ek daai liedjie speel, dis net Jesus binne in my, wat my kan bly maak. Want, elke oomblik, elke tree wat ek gee, is dit net meer en meer in die seëninge van Jesus, wat vir my is. En in werklikheid, het ek nooit geweet, dat die getuienis wat ek bring, wat ek hierso in hierdie boeke skryf, en selfs hierso op die lig verkondig, selfs vandag nog, so groot impak het, selfs in my eie lewe. Baie keer geluister ek na my eie getuienis, en dan staan ek net, dan sê ek, Here, wat 'n wonderlike oomblik was dit nie, om in die teenwoordigheid te wees, om te kon leer by U, om te kan weet, die Here is vir my, die Here is saam met my, om te weet, as ek val, kan ek opstaan, en U is daar, om te weet, wanneer ek moeg is, gedaan is, laat U daar is, en die ervaring wat ek het, was wow gewees, en dit in die Here. Daar was hoeveel keer in die bediening wat 'n mens seer kry. Ek praat van seer kry is dat in die sin van kinders van die Here mense afbreek. Sê byvoorbeeld jy sit woord op Facebook. Kyk hoe vieslik is Facebook. Jy kry sommer 'n barbaar wat vir jou sommer 'n paar vloekwoorde daarby sit en so, iemand wat geen brein het, ek noem dit barbaars. Ek vat net vir 'n voorbeeld, en of een dink hy slimmer as die ander. Mense, ek sit die woord op Facebook nie, julle sal agterkom, ek sit geen woord op Facebook nie.
Ek bring woord and that's it. En dis dit. Ek sit nie woord apart op Facebook nie, want ek hou nie van die mense se kommentaars nie. En baie mense sê maar net amen, maar hulle lees nooit wat daar staan nie. So ja, ek hou nie daarvan nie. So, want my getuienis moet 'n inspirasie wees. My getuienis moet vir my kan opbou. My getuienis moet my kan aanmoedig. Want as hy dit vir my kan doen, gaan hy dit vir jou doen. En dit is wat ek ervaar, selfs wanneer ek skryf, selfs wanneer ek weer luister na my eie getuienis. En dan kom ek agter, in en deur my getuienis, hoe God se Heilige Gees my lei. En hoe God se Heilige Gees my lei met in opsigte van dat ek die pad moet loop, daai pad moet loop, so moet doen en so moet doen en so moet doen. En dan kom 'n mens net agter, maar God se werklikheid is great. En dit is vir my 'n groot voorreg om my eie getuienis met soveel mense te kan deel, met jou te kan deel, met mense kan deel wat op WhatsApp is. Ek nou nie vanaand WhatsApp gedruk nie, ek het vergeet. Om mense te bemoedig wat op TikTok is. En dit is alles net wow. En ewe skielik dan besef jy, maar ons almal het Jesus nodig. Ons almal hinker om by die Here uit te kom. Ons almal wil Jesus volg. En baie van ons val en ons weet nie hoe om weer op te staan nie. En jy weet, en nou staan hierdie klomp mense hier om my. En die ding is, en nou begin die Here my rig in die sin van hy rig my op om met 'n kan ek sê 'n massa mense besig is om met 'n massa mense te kan praat, met mense te kan vertel, luister hierso, is jy gereed? Is jy gereed om as Jesus sou kom, om saam met hom te gaan? Is jy gereed om saam met Jesus te wandel? En baie van ons mense sê ja, maar dis eintlik 'n baie gevaarlike 'n stukkie daai. En jy weet, hier staan hier die mense van hulle, terwyl ek so met hulle praat, een glimlag van blydskap, jy kan sien hy's bly om die woord te hoor. Die ander kan jy sien sy gedagtes hou terug. Die ander een kan jy sien, hy weet nie of hy moet sê ja of nee nie, en jy begin dit, maar wat ek ervaar is, dat God se Gees my hart oorweldig. My as mens, terwyl ek besig is om met hierdie mense te praat, is ek besig om in die oorwinning te loop. Al weet ek, van hulle gaan sê nee, van hulle gaan sê ja, ek wil Jesus sê, van hulle gaan sê nee, nie nou nie. En dit maak nie saak nie. Wat vir my saak maak is, laat ek net ten minste een tussen hulle almal uitkry, want die Bybel sê, net vir hy een het Jesus gekom. Hy het die ander 99 net so gelos vir daai een wat verlore is. So een is goed genoeg. En dit is wat net om daai gedagte te hê, net daai een vir Jesus te wen, het ek oorwinning. En ek is besig om met hierdie mense te praat, om te vra, luister hierso, is jy gereed? Wat gaan gebeur as jy vanaand tot sterwe sou kom? Sal jy by die koninkryk van die hemel kan ingaan? Of wat?
En baie mense sal sê, ja, ek sal by die koninkryk kan ingaan. Maar daar is 'n ander skrif, daar's 'n ander skrifte wat vir jou sê, een van hulle is daar so in 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10. So wat ook vir jou waarsku, laat 'n dief en 'n rower nie die koninkryk van God, selfs nie iemand wat kwaad spreek nie, sal die koninkryk van God nie ingaan nie. 'n Dronkaard sal die koninkryk van God nie ingaan nie. Hy noem 'n paar dinge van mense wat nie in die koninkryk kan ingaan nie. So mens moet baie versigtig wees voordat jy sê ja, jy sal by die koninkryk. Jy sal eers moet gaan kyk of jy 100%, en dis wat ek geleer het. En hier vertel ek vir die mense, en ek sê, luister hierso, dit help nie ons sê, ja, ons gaan hemel toe nie, maar daar's fout nie. En ek is besig om met hulle te vertel, en ek sê vir hulle, luister, wat gaan gebeur as Jesus nou op 'n wolk kom? En hy sou op 'n wolk kom en die bassein blaas, en dit is die einde van die wêreld. Wat dan? Die Bybel sê daar's nie nog 'n tweede kans nie. Jy het klaar jou kans gehad. Wat dan? Ons sê ons is gereed, maar daar's 'n ander skrif wat ook vir jou sê waar Jesus vir ons waarsku in die woord. Nie almal wat vir my sê Here, Here sal in die koninkryk van God ingaan nie. En die Here het 'n voorbeeld gelos, hy het gesê baie gaan vir my sê in die dag, Here, maar in U naam het ons gebid, in U naam het ons siekes gesond gemaak, in U naam, en dan sê die Here, gaan weg, ek ken jou nie. En daar is baie gevaarlike woorde. Vir my is dit die gevaarlikste woord in die Bybel, waar die Here sê, gaan weg, ek ken jou nie. Jy weet, en nou deel ek met die mense, en ek sê, luister, jy sal moet kyk na jou lewe. Is jou lewe eerste in God? Is jou lewe absoluut in die Here? En as die Here sou kom, nie volgens jou standaard nie, maar volgens die standaard van God, sal hy jou kan toelaat om in die hemel te kom. En baie van ons, die Bybel sê vir ons, ons gaan verbaas wees wie almal in die hemel sal wees, die dag as die Here kom. Maar dis nie waaroor ek wil praat nie, waaroor ek wil praat is, dat ek besig is om vir hierdie mense te vertel, en almal staan hier om my om te luister. En ek is besig met hierdie groep mense, maar terwyl ek so met die mense staan en praat, kyk ek op, en ek wil vir hulle sê, luister hierso, sien julle, as julle sou opkyk na die wolke, en ek wys so, en ek self kyk op, en ek sien, maar luister hierso, ek het my naam nou met 'n plank geslat, daar's nie een wolk in die lug nie. So, wat ek wou nog gesê het, wat sal jy doen as Jesus nou gaan kom? En daar's nie 'n wolk eers in die lug nie. So ja, en ewe skielik voel ek, Here, wow, ek is verleë hierso, daar's nie 'n wolk nie, wat nou? Ek het my naam geslat soos met 'n plank, soos wat 'n kind sou gesê het, en die duiwel het dit gebruik om my van stryd af te bring, maar yes, ek was verleë my woorde vir 'n oomblik gewees, maar onmiddellik het God se gees my net gesê, luister hierso, gaan aan. En ek het dadelik verder met die mense gedeel oor as Jesus gaan kom, en die oordeel, en laat hy vir ons aan die kruis gesterf het, vir ons sondes, en ons dit moet waardeer wat Jesus gedoen het.
En terwyl ek so besig is, dan vra ek vir hulle weer die vraag: wat getuig jou lewe? En baie keer gebruik ek hier, en ek gebruik dit baie in my preke, en ek gebruik dit baie op begrafnisse ook. Wat getuig jou lewe as jy doodgaan? Wat sê jou lewe van jou? Wat sê jou lewe van jou? Hier lê jy in 'n kus. Ek moet jou begrawe. Wat sê jou lewe? Ek weet op een begrafnis het ek vir die mense gevra, asseblief, getuig net van hierdie persoon. En al wat hulle kon doen, hulle kon die man net met klippe gooi. Van die kleinste kinders het opgestaan en gesê hy was 'n dronkaard. Hulle kon net slegte dinge sê. En ek as prediker kon net staan en luister en besef, hierdie man is verlore. Van die kleinste tot die grootste het getuig, wat as ek dit so kan stel, wat 'n gemors 'n mens kan wees. En dit het uitgekom op 'n begrafnis, toe ek vra, wat getuig hierdie mense lewe? So, en baie keer het daai woorde 'n impak in my lewe, want my lewe moet kan getuig sonder dat ek 'n woord sê, en ek sê dit baie keer. My lewe moet kan getuig van Jesus wat in my lewe is. Elke tree, elke moment. En die hele ding is, wat ek ook baie van mense sê is, my grootste is, die dag as ek tot sterwe sou kom, dat Jesus vir my sal sê, ek ken jou. En nie vir my sê, gaan weg, ek ken jou nie. Ek sal graag wil hê, die Here moet vir my sê, ek ken jou. Kom nader. Jy's my kind. En ja, jy weet, want daar ou moet baie versigtig wees, want baie, jy weet, mense is geneig om te sê, ja, ek's 'n koningskind en ek lewe volgens die Bybel, maar 1 Korintiërs 6 sê vir jou 'n dief en 'n rower. Kom ons kyk gou-gou. Betaal jy jou 10 aan die Here. 'n Dief en 'n rower. Dit is een van die dinge. Okay, dan die ander vraag is, gee jy 2 uur en 40 minute elke dag van jou lewe vir die Here? So, en as jy sê nee, jy gee nie 2 uur en 40 minute in jou gebed af, wat jy tyd met die Here het nie, dan besteel jy die Here, dan is jy 'n dief of 'n rower. So, ou moet versigtig wees. Die vraag is, hoe gaan jy dan in die hemel kom? So, ek gaan nie met jou argumenteer nie. Die Bybel sê die Here soek 10% en dis dit. En ek worry nie oor die mense opinies nie. God het gepraat, dit settle dit en ek bly daarby. En as die Here vir my sê hy soek dit, dan soek hy dit. En dit is wat en dan moet ek by sê, dan moet ek die woorde sê, ek wil hê God moet weet wie ek is. Jesus moet my kan ken. As ek tot sterwe kom, moet hy weet, ek is sy kind. Ja, en as ek sy kind is, moet ek ook die werklike Jesus in my lewe hê. In my eie lewe. En ek moet Jesus kan ken, maar Jesus moet my ook ken. Nie net ek Jesus nie, maar Jesus moet my ook ken. Hy moet my elke oomblik ken, hy moet my elke sekond ken, my elke moment, tye wat ek down is, tye wat ek mismoedig is, tye wat ek vreugdevol is, tye wat ek bly is, opgewonde is, moet hy my kan ken. Want ek kan alles by die voete van die Here neersit. Want Jesus se spore, ek sê altyd, Jesus se voetspore het diep spore in my hart getrap. En dit is wat in my hart is.
En as sy spore in my lewe is, Jesus se spore, Jesus in my lewe is, kan my lewe net getuig van die werklike Jesus Christus. En dit is wat ek wil hê in my lewe. Dit is waarna ek kinker. En jy weet, ek het nou gepraat van 'n begrafnis. Dink net vir jou, as jy op 'n begrafnis kom en daar staan 'n kus, hulle het 'n persoon uit die yskas uitgehaal, in die kus gesit, jy kan nie praat nie. Ek kan nie uit die kus uit opkom en sê, luister, ek is Dewald Alders nie. Jy het nie meer asem, jy het niks. Al wat daar lê is jou liggaam, en hy's gevries. En, maar, wat sê jou lewe? Wat gaan hulle sê op my? Ek weet op my begrafnis gaan hulle sê, hey, dit was 'n moeilike man. Ek weet baie gaan dit sê, ek het dit gister weer gehoor. Ja, hulle gaan vir my sê ek is 'n baie moeilike man. Mense, maar die woord sê wat laat jou ja wees en jou nee. Ek kan nie goed wat sleg is, goed praat nie. En ek kan nie maak of dit goddelik is en ek weet voor my siel dat dit van die hel afkom nie. So ek kan nie daarmee saamstem nie. So my ja is my ja en my nee is my nee. Die ander vraag is wat ek terwyl ek op die begrafnis is, terwyl jy daar by die kus is, of terwyl jy so in 'n kus lê, was jy net 'n kerkganger? Was jy net iemand gewees wat kerk toe gegaan het? Of was dit dat Jesus werklik in jou lewe was? En dat jy 'n doener van die woord was? En dit is wat my meer in die bediening ook help, is om wanneer ek val met die onderskeiding van geeste, wanneer mense met my praat, dat ek kan optel, luister hierso, bedoel hulle dit werklik? Is hulle werklik in die Here? En dan begin ek hierdie vraag, Here, is hulle 'n kerkganger of is hulle werklik in u diens? En dan sal die waarheid net van self manifesteer. Die werke van God gebeur net en dinge hardloop net en dan besef jy, maar God is 'n werklikheid. Net soos, en hierso staan hy klomp mense, en ek vra die vraag, en meer as die helfte van hulle, besef op daai oomblik, dat hy verlore is. Laat hy op kan ek sê op daardie oomblik nie heeltemal vir die Here is nie heeltemal volgens die wil van God lewe nie. Laat hy weet, daar is 'n probleem. As hy tot sterwe moet kom, dan laat die hel 'n werklikheid is en hy ontmoeting met die hel sal. Meer as die helfte van hulle besef op daardie oomblik dat hulle sondaar is en dat hulle kan ek sê van die pad af is. Ek sê nie hulle is nie. Dis hulle houding wat dit wys, want hulle op daardie oomblik sê hulle, luister hierso, ons het Jesus nodig, en meer as die helfte van hulle wat hier voor my staan, ewe skielik sê, wow, ek het Jesus nodig, ons het Jesus nodig. Yes, en ewe skielik besef ek, maar luister hierso, kom ek stop hierso, kom ek vat hulle na die kruis toe, want dit is waar die Here my het, en ek lei hulle na die kruis toe, want Jesus is vir ons gekruisig, en sodat hulle harte kan oorgee aan die Here, dat die Here in hulle harte kan kom, en dat Jesus net hulle menswees kon verander. Hallo Amanda, goed en jy, welkom jy vanaand hier so by Kom Saam, voel vry, voel deel van die program, en welkom, ek sien jy's in Kaapstad, so prys die Here.
Amen. Ek het geniet dit in die Kaap. Prys die Here. En met hierdie mense wat ewe skielik almal meer as die helfte sê, ons wil Jesus sê, is dit wow in my lewe. Dit is die eerste keer wat ek 'n groep mense so kry en meer as die helfte sê, luister hierso, ek is 'n sondaar, ek is van die pad af, ek wil terugkeer na God toe en asseblief help my. En dit is amazing om te weet. Laat ons hier kan stop en terug te kan draai en dit is waar die bediening beginne sterker raak. Dan besef 'n mens maar wat die Here eintlik besig is om te doen in my eie oë. En soos wat ek gepraat het, het hierdie mense ewe skielik in hulle eie oë gesien dat hulle lewens nie tot God gerig is nie. Wel met hulle eie ore het hulle gehoor dat hulle ver weg van die Here af is. En die Gees het hulle oortuig. Ek nie nodig gehad om hulle te oortuig nie. Die Gees het hulle oortuig en daar kom hulle en hulle sê hulle wil Jesus sê. En dit was net awesome. Dit was net 'n moment wat die Here groot gemaak het. Ek sou dit gehighlight het as een van my hoogtepunte in my lewe. Ek het nog nooit met soveel mense gepraat eers in my lewe nie. En wat nog van hulle om by die kruis uit te kry. En ewe skielik gebruik die Here my hier op die straat en hier aan en meer as helfte sê ons wil Jesus sê en ek vat hulle na die Here toe. En net daarso sê die Here ook vir my, luister, gee vir hulle Bybels. Wow. Terwyl ek besig om te bid vir hulle, sê die Here vir my, gee vir hulle Bybels. Nou, ek het nie vir almal Bybels gegee nie, van hulle het gesê, nee, hulle het Bybels, maar die wat nou nie 'n Bybel gehad het nie, 'n Bybel gekry. En dan besef 'n mens, wanneer jy hulle gevat het, die blydskap wat hulle in hulle hart het, die blydskap wat in hulle, die vreugde wat hulle vir jou wys deur hulle gedrag, dat daar reeds nou 'n verandering plaasgevind het, dan besef jy hoe groot is God. Jy weet, en dan kan ek net sê, what a great moment we have in God. What a great moment. En ja, jy weet, ek het juis hierdie genoem, en spesifiek, julle moet luister na die wolk. Toe ek opgekyk het, toe was daar nie 'n wolk gewees nie. Nou, ek gaan nou hierso stop. Volgende week gaan ek vir julle iets vertel, maar julle moet volgende week inskakel, want nou, die Here het so ver gaan dat ek 'n video maak, so met die volgende getuienis. Ek gaan nou hierso stop, want ek wil nou nie baie sê nie, maar ek wil net vir jou sê, en dit is waar die Here vir my boldness gegee het, vrymoedigheid begin gee het, my my persoonlikheid verander het, my selfvertroue opgebou het. Dit was alles, ek dink in hierdie tyd. As ek het moet beskryf, yes, die Here het my beginne oprig, maar ek was nie so oortuigend, soos toe ek die eerste groep gekry het nie. Hierdie eerste groep mense wat voor my gestaan het, en hulle sê hulle wil Jesus sê. Mense, ek kan dit nie vir jou beskryf nie, en jy weet, om net vir jou idee te gee, ek kan nie vir jou sê hoeveel mense was daar was meer as 10, daar was geweldig baie, en om te weet, meer as die helfte het gesê, ja, hulle wil Jesus sê, en om te weet, een slag, het jy soveel mense by die koninkryk van God ingebring. Wow, dit is net awesome. Dit is 'n awesome gevoel, en daarom
getuig ek daarvan. So ja, ek gaan hier stop tot volgende week toe. So en ja, ek wil nie baie sê nie, my mond wil praat, ek wil touch oor volgende week, maar julle sal volgende week moet kom luister, asseblief. Ek gaan hierdie song speel, dat sal ek bid. Prys die Here, halleluja. Amen en amen en amen en amen.
Nogmaals amen. Ek wil die Here dieper ken. Ek wil meer van hom hê. Ek wil meer van hom in my lewe hê. So ja. Mense, kom ons sluit net die oë. Here Vader, ons kan net vanaand sê Here dankie. Here dankie dat ek dit kan getuig, Here, en wat U doen op die straat, wat U en hoe 'n mens voel en hoe 'n mens in oorwinning is. En Here, en hoe ons die mense bedien buite op die straat. En Here, wat 'n impak dit het. En Here, ek bid, want baie van ons is ook net soos die mense wat op die straat rondloop elke dag. Here, en met wie ons deel, Here. En baie keer is dit net daai vraag, is jy gereed? En baie keer sê ons net uit gewoonte uit, ja Here, maar min dink ons daaroor. En Here, vanaand wil ek net bid, Here, dat U wat vanaand getuig is, dat U met die mense hart sal praat. Here, dat hulle net sal dubbel seker maak, dat hulle in die koninkryk sal gaan. Here, ek sien hulle judge, maar Here, ek sien soveel keer, hoe val die mens, en Here, en hoe doen ons verkeerd in U oë. En Here, my begeerte is dieselfde as U begeerte, is dat nie een moet verlore gaan nie, Here, maar dat almal, Here, sal berou hê, en sal sê, Here, ek moet regmaak met U. En Here, daarom getuig ek, daarom bid ek, Here, en ek bid dat dit 'n impak in mense se lewe sal hê, soos wat hierdie getuienis 'n impak in my lewe het, en die impak elke dag, elke oomblik in my lewe het, en hoe opgewonde ek is oor hierdie impak in my lewe, in Jesus naam, en hoe sterker my verhouding met U kan wees, en dit is my hartsbegeerte, dat hulle 'n sterker in U kan wees, saam met U kan wees, Here, 'n sterker verhouding met U te kan hê, en Here, sodat U God kan wees. Here, seën my broers, seën my susters, wees vanaand so saam met hulle, en Here, dankie dat ek weer eens kon getuig het in Jesus naam. Amen. En amen, en amen. Prys die Here, mense. Mense, ek moet vir julle sê, Saterdag aand, hierso by ons, gaan ons bietjie buite sit met kersse, en ons gaan kersliedere sing. En ja, ons het carry and race en daai, maar dis nie om geld te maak nie. Ons vra R5 maar 'n bakkie carry and race, en ons het 'n roomhuise hierso, en daar's koeldranke te koop, en ag, dit gaan net lekker wees, maar die hele ding is, dat ons almal 'n saam sing aand kan hê, en dit in die gees van die Here, en dat ons deel het in sy geboorte, en dit 'n oomblik van lekker te gaan wees, en vandag het hulle dit bietjie op die Kempton Parker se groepe geplaas, en ons was verbaas al reeds, dat mense gesê het, ek wil kom, en ek wil kom, en mense, ek wil julle ook nooi, ons het hierdie Kerslig saam sing aand, kom wees, kom ons vat hande, kom ons doen dit saam vir die Here, maar ek nooi jou uit om saam met ons hierso te kom geniet. Kom sing saam met ons. Dis Kersliedere wat ons sing. Die wêreld is so gejaag, mense hoor nie meer regtig Kers, behalwe so hier en daar 'n drummer boy en daardie, maar hierdie is 'n oomblik wat daar net Kersliedere gaan gespeel word, en ons gaan net lekker saam sing. So ja, en dan van my en die team, mense, ons nooi julle werklik, ons wil julle graag hierso hê, en so ja, maak 'n plan, kom, dis verniet, en ja, die kers is maar 'n rand 'n kers, wat's 'n rand? 'n rand is niks nie, ons is nie hier om geld te maak nie, ons is hier om saam te staan, maar dit is net dat jy moet saamkom, saam met ons, die Here kom dien en loof en prys en eer. So kom Saterdag aan saam, man. Onthou, môre aand het ons kom saam,
waar ons gaan jubel en juig. En kom luister môre aan saam, kom jubel en juig saam. En van my kant af gaan ek nou sê, goeienaand, wees geseën, wees gegroet en shalom julle. Good night. En dan speel ek uit met die Onse Vader. Amen, Marlene. Ek sing op swy. Father in heaven, hallowed be thy name. Let thy kingdom come, let thy will be done, as on earth, so as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Prys die Here. En dan op daai amen gaan ek nou sê, goeienaand, wees geseën, wees gegroet en shalom, goodbye julle.